En ek het ook agtergekom dat baie keer as mens so dankbaar leef, dan kom jy op 'n punt waar jy eintlik nie meer goed vra vir die Here nie. En hoor mooi, mens mag vra en die skrif sê vra en hou aan vra. Hy sê klop en hou aan klop, soek en hou aan soek, nee. Ons weet die skrif sê dit vir ons. Maar ek het agtergekom dat as 'n mens, en ek wil so ver gaan te sê, ek is in my hart vas oortuig daarvan, dat as 'n mens dankie sê, dan sê jy 'n klomp goed op een slag. Jy sê eintlik, Here, ek vertrou U alreeds. Jy weet, Markus 11 is 'n goeie voorbeeld wat ons praat, wat praat van ons moet geloof in God, jy kan dit gaan lees en dan sê hy daar, ons moet so bid asof ons reeds ontvang het. En hoe bid jy as jy reeds ontvang het? Jy sê dankie. So weet julle wat, ek wil so ver gaan om ook te sê dat as ons sê maar bid vir die nuwe seisoen se reën. Ons het vanoggend gesê dat ons die Here gaan vertrou dat die tydsberekening reg sal wees. Maar ons kan maar vanoggend net sê dankie Here dat ons weet die reën sal op die regte tyd kom. Die saad sal op die regte tyd in die grond wees en die oes sal ook op die regte tyd geoes word. Ons dankie daarvoor. Wat sê dit tussen die lyne? Wat sê dit van my hart, my innerlike menswees, my geesmens? Dit sê ek vertrou hom reeds dat alles in plek sal kom. En selfs al kom dinge nie altyd in 'n plek of tyd soos wat ons verwag nie. Dan sit omdat jy 'n dankbare hart het jy nog steeds vrede, want dan weet jy ook die Here sal voorsien. Vir wat ook al vorentoe gebeur. So ek doen vanoggend se boodskap, noem ek genade. Ons het laas keer daaroor gepraat, sy onverdiende goedheid, wat 'n geskenk is, soos Efesiërs 2 vers 7 en 8 vir ons sê, rondom jou redding en alles. En onthou, as iemand vir jou 'n geskenk gee, dan sê jy, dankie. Is dit nie so nie? The magic words. Dis mos dankie en asseblief, nee. Maar veral dankie. Baie keer hoor jy mense sal sê, dankie is so 'n klein woordjie, dis die waarheid. Maar weet jy wat, dit is so 'n kragtige woord. Baie keer as daar huweliksprobleme is en goed in gebeur in 'n huwelik, dan sê hierdie klein goedjies wat baie keer, kom ons sê, 'n groot verskil kan maak wat begin wegval. Die paartjie sê nie meer vir mekaar dankie nie. Hulle waardeer mekaar, hulle is nie dankbaar oor wat hulle het nie. En jy weet wat gebeur dan? Dan begin allerlei snaakse goed gebeur. Dan begin mense lelik raak teenoor mekaar. Dan is dit regtig asof daar eie sinnigheid intree. In Jakobus 3 vers 16 sê mos, waar eie sinnigheid en jaloesie inkom, sal jy altyd twee goed kry: wanorde en gemeene dade. Jy sien, dit is, en jy kan nie daai goed doen as jy dankbaar is. So vanoggend wil ek jou mooi vra. Ek wil vanoggend by jou kom pleit. Ek wil so ver gaan om te sê, ek smeek jou. Wees dankbaar. Wees dankbaar. As Paulus skryf aan die gemeente in Kolossense, soos wat hy met baie van die ander briewe doen, dan begin hy hom so. Dan sê ek dank altyd die Here as ek vir julle bid en dan noem hy 'n klomp goed. En veral in Kolossense praat hy 'n paar keer oor spesifieke aspekte en dan sê hy spesifiek daar en wees dankbaar. Dan noem hy 'n klompie goed en sê hy en wees dankbaar. Dit val jy nogal op as jy daai brief lees. Dit het ek al baie vir jou gesê. So ek spreek dit. Ek hoop dat so deur die loop van die afgelope paar weke wat verby is, het ek dit 'n hele paar keer genoem en vir jou gevra om dit te begin doen, om dankie te sê. Ek hoop dat jy gehoor gegee het en begin dankie sê, soos wat jy deur die week gaan, soos wat jy deur jou dag gaan, sê jy net, dankie Jesus, dankie Jesus.
Ons het Dinsdag aand wat verby is, het ons by die brooduur gepraat oor wat ons is besig om te kyk na Jesus se karakter. En ons is besig om te kyk na hoe kan ons in hom bly en hy in ons en hoe om beter te leer ken. En ons het klaar Johannes 1 gedoen en ons het Kolossense 1 het ons gedoen en ons gaan nou volgende gaan ons na Hebreërs 1 toe hê. En deel daarvan van hoe gaan dit lyk in jou lewe? Hoe gaan daai boodskap van jy besef dat Jesus die hoogste posisie in die heelal het, jy besef dat alles en almal onder hom is, jy besef dat geen geld of roem of mag of enigiets op aarde of ergens in die heelal en al die sonnestelsels wat daar is, hoeveel daar is waarvan ons nog nie weet nie, Jesus is die hoof van dit alles. As jy dit nou weet, hoe gaan dit prakties in jou lewe lyk? Weet jy hoe het ons vir mekaar gesê, dit is eenvoudig net, dankie Jesus. Dis wat het is. So, jy weet die Psalm sê, daar is net een manier om God terug te betaal, vir die wonderlike goed wat hy vir jou doen. Dis nie jou diendes wat jy gee nie. Dit is deel van jou dankbaarheid, ja. Dis nie om goed te wees vir ander mense nie. Dit is alles goed wat belangrik is, maar is sekondêr. Dis nie dit nie. Dit is 'n lof en 'n dankoffer. Dis hoekom dit 'n dankoffer is. Dit wat ons vanoggend gedoen het, ons saam gesing het, is 'n eenvoudige dankoffer. Dit is wat God eenvoudig van ons verwag. Hy verwag dit. Hoe weet ons dit? As jy gaan lees in Lukas 17, die 10 melaatses wat gesond geword het ons net een teruggekom. Nogal so ewe is Samaritaan. Dan sê Jesus, waar's die res? Is daar net een wat terugkom om aan God die eer te gee, of dank te gee, of lof te gee? Net een. Met baie keer, dan is ons soos hierdie ander 9. Ons raak self-entitled. Onthou, hulle was Jode. En ek weet, Jesus het gesê, gaan wys hulle vir die priesters, so by hulle geloof moes daar gehoorsaamheid gewees het, né? En hulle het mos, ek weet, hulle is die nasie. Maar die Samaritaan, die heiden, hy is enigste wat terugkom en sê dankie. Nie dankie. Die skrif sê hy het hom aanbid. Hy het Jesus aanbid. As ons gaan kyk aan lewe van dank, dan weet ons dit is juist dit wat die groot verskil. Ek gaan vir jou 'n paar gedeeltes net noem en dan gaan ek vir jou 'n spesifieke gedeelte lees. Maar ons lees in Handelinge, in Johannes 1 vers 17. Weet ons die wet het deur middel van Moses gegee. Hy sê die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Nou onthou, genade is 'n geskenk. Wat doen ons van 'n geskenk? As ons hom kry, ons sê dankie. Die waarheid is die realiteit. Die waarheid is meer as net die teenoorgestelde van valsheid of so iets. Dis meer as net woorde op papier om te sê, okay, dit wat hier geskryf staan is waarheid. Dit is waar. Dit is meer as dit. Dit is 'n innerlike wete van wie Jesus is en wat hy gedoen het, wat hy nou doen en wat hy ook sal doen. Daai realiteit van as jy besef wie hy is en wat hy doen, en jy respons op dit, jy reageer, hoe doen jy dit? Dankie Jesus. Dankie Jesus. Ek hoop regtig van harte, daar is van u wat die woorde wat ek al reeds gesê het in vorige Sondag oor sê dankie, ter harte geneem het, en ek glo daar's mense wat kan selfs getuig oor dit wat die Here vir jou gedoen het in hierdie tyd. In Johannes 8 vers 32 word daar gesê dat hulle sal begryp wat die waarheid beteken. En hy praat van disippels, nie die wat bekeer. Hy sê, en die waarheid sal hulle vrymaak. Jy sien nou dat die genade en die waarheid en die innerlike tevredenheid wat uitgaan tot dank, dit is goed wat vrymaak. Want dit is die waarheid. En die waarheid is genade deur Jesus Christus. Die wet deur Moses
die waarheid en genade het deur Christus gekom en ons sê vir dit dankie. Hier is die gedeelte wat ek vir jou wil lees vanoggend in 2 Korintiërs 4 vers 15. Jy kan dit saam met my lees. 2 Korintiërs 4 vers 15. En dit is goed om vir jou maar 'n hardkopie van die Bybel ook te hê, hoor. Weet ons doen alles op selfoon. Maar weet jy wat? Daar's tog maar net iets daaraan as jy jou eie Bybel het. En jy vat jou Bybel, nie jou selfoon nie, jy vat jou Bybel. En jy weet alles wat daar is, dit is waaroor alles gaan. En jy maak hom oop en jy sien die skrif spesifiek soos wat hy geskryf is. So daar is maar net iets bekoorliks daaroor. Dit is, en ek lees baie Bybel op my selfoon ook, moenie fout maak. Maar daai eie kopie van jou, wat jy weet, hierdie volgende paar minute, gaan ek nie as 'n advertensie of iets anders begin beep op my foon, nou gou eers kyk nie. Jy weet, dan se tyd. Hoor wat sê 2 Korintiërs 5, vers 14. Ons ken die konteks van die gedeelte. Dis waar Paulus praat van ons wat kleipotte is, maar daar's 'n kosbare skat. En hy praat oor die evangelie en dit wat Jesus doen. Hoor wat sê vers 14. Hy sê, ons weet dat hy wat die Here Jesus Christus ook opgewek het. Ekskuus, ek lees vers 4, dit is vers 15 eintlik. Maar kom ons lees maar vers 14. Ons weet dat hy wat die Here Jesus Christus opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek, om saam met julle voor hom te stel. Vers 15 sê, ons doen dit alles ter wille van julle, sodat die genade, onverdiende goedheid, van God, soos dit oor meer en meer mense spoel. Hoor jy, die genade spoel oor meer en meer as gevolg van die goeie nuus en wat Jesus gedoen het. Ook die dankbetuiging al hoe meer kan laat word. Sien jy, weens genade geskenk, en hier praat hy spesifiek hoe dit meer word, en die respons op dit is dankbetuiging. Al hoe meer kan, ek lees ook net weer daarso, ons doen dit alles ter wille van julle, sodat die genade van God, soos dit oor ook meer en meer mense spoel, oor ook die dankbetuiging al hoe meer kan laat word, God se heerlikheid sal erken kan word. So met ander woorde, as dit meer en meer oorspoel, word die dankbetuiging groter en groter en meer. En aan die einde van die dag, en God se heerlikheid so erken sal word. Jy sien, as jy dankie sê, erken jy sy heerlikheid. As jy hom eer, soos wat die een belaatse ou gedoen het, erken jy sy heerlikheid. Jy erken hom vir wie hy is. As jy hom erken vir wie hy is, dan sê jy, dankie Jesus. En dit is 'n kragtige iets wat ek en jy as gelowiges het. Handelinge 3 vers 19 tot 20. Gaan ek vir jou sommer hierso net lees. Hy praat daarvan, kom tot inkeer en maak reg met God, sodat hy julle sondes kan uitwis. Ek wil vir jou sê, as jy weet die Here het jou sondes uitgewis, dit is bevrydend, man. Ek weet as jy weet, daar goed tussen jou, daar was goed tussen jou en die Here, of jou tussen iemand wat jou skade gedoen het, of jy die persoon, en jy begin hierdie goed openlik en eerlik voor die Here bely en erken en bekering praat ook van a change of mind, jy draai terug na die Here toe. En jy beleef iets van hierdie innerlike wat, hoor mooi wat sê sal gebeur. Hy sê, dan sal die teenwoordigheid van die Here tye van oplewing tot gevolg hê, en hy sal Jesus julle Messias weer na julle toestuur.
Tye van verkwikking in die aangesig van God, sê die ou liedjie. Tye van verkwikking, bekering, change your mind, besef wat gebeur het, besef jy's bevry, wat doen jy? Jy sê dankie, jy bring 'n dankoffer aan die Here. As ek vir jou kan sê, wat sal die hoe van Jesus wees? Die hoe van Jesus, dit klink nou snaaks as ek dit so vra. Die hoe van Jesus, hoe doen ons Jesus? Regtig. Hoe doen ons? Nie ons moet dit en dit en dit en dat en dat. Hoe doen ons Jesus? Ons sê dankie. Dit klink dalk snaaks, maar ek kan vir jou sê, in die woordjie dankie, en ek gaan nou die woord dank vir jou 'n bietjie opbreek, dat jy dit nog beter sal verstaan. En as mens dit doen, dan eer jy God. En die gedeeltes wat ons lees, kan ons dit baie duidelik aflei. Dan eer jy God. Alle onverdiende goedheid, maak 'n sterk om vir jou te sê. Jy gaan dit op die groepie kry, nee. Alle onverdiende goedheid uit God se liefdevolle groot. Dis 'n opsomming wat ek gemaak het vir myself, en ek gee dit vir jou. Alle onverdiende goedheid uit God se liefdevolle grootheid moet voorgedank word. En jy kan daai moet in aanhalingstekens sit. Ek wil so ver op te sê, as jy dit in aanhalingstekens sit, dan beteken dit, jy moet dit doen. Net soos wat Efesiërs 3 sê, die kerk van die Here Jesus moet hom prys. Dit is nie 'n opsie nie. Dank is nie 'n opsie nie. Dan gaan jy vir my sê, ja, maar dan gaan ek dalk nou nie met die regte hart doen nie. Kom ek sê vir jou, die vyand sal enigiets doen, dat jy nie iets met die regte hart kan doen nie. Hy sê jou tot keer om te sê dankie, want jy voel dalk nou nie so nie. Jy sê net dankie, man. That's it. Verstaan jy daai moet? As jy dalk nie so voel nie, en jy begin dit net doen, breek iets oop. Iets breek oop. En dan kom jy agter daai ou bietjie moeilikheid van jou. Jy kan dit maar gaan lees in die res van daai gedeelte wat ek net nou gelees het in Korintiërs 5, 2 Korintiërs 5. Paulus spot dit dan met die swaar kry. Hy sê, ag, hierdie bietjie moeilikheid van my. Hy is asof hy so half spot en sê, bring vir my 'n alles oortreffende gewig van heerlikheid, sê die ou vertaal. Wow. So my groot storie is vir jou, is, jy moet opdank. So kom ek lees my stelling weer, want nou ek weer begin preek, voordat ek laas. Alle onverdiende goedheid uit God se liefdevolle grootheid moet voorgedank word as teken van 'n gefokusde ingesteldheid oor wie en wat Jesus Christus is. Ek het agtergekom hoe meer ek dink aan God en sy dinge en sy woord, en hoe meer my gedagtes op hom gefokus is. Dit is net asof die volgende stap is, dankie Jesus. Ek glo, daar is van die wat dit al probeer het in jou lewe. En dan sê ek, jy hoef niks verder te doen of te bid nie. Dit sê alles van jou geloof. Daar's 'n sê ding wat ek baie keer gebruik, en ek gaan vanoggend weer noem, ek het hom lanklaas genoem. Maar die manier hoe God geloof en geprys, en ons kan baie sê en gedank word in jou lewe, sê iets van jou geloof in God. Die manier waarop God geloof, geprys en gedank word, en ek weet lof en dank is eintlik dieselfde ding. Want lof sê eintlik, ek sê dankie vir dit wat hy doen. Hoe meer dit gebeur, of dit is soos wat dit gebeur, sê iets van jou geloof in God. En baie keer moet jy jouself maar bietjie dwing, hoor. Want die vlees sal altyd sê, ek is nie lus nie. Die vlees sal altyd sê, ek is moeg. Die vlees sal altyd sê, ek is siek.
Die vlees sal altyd sê nie vir daai ou nie. Maar as dit so 'n bietjie uit die pad uit is, the only thing you see is Jesus. Jy kan nie anders om te sê dankie Jesus. Dit help jou selfs as jy in situasies kom waar jy vervolging of dalk een of ander verleiding of iets beleef en jy begin dankie sê. Net los dit jou, want dit is een van die goed wat die vyand nie wil hê jy moet doen. Al hierdie goed sal uit die aard van die saak nie werk as jy nie die regte perspektief van God het nie. Daarom is tyd in gebed, in die woord en in jou gedagtes of innerlike mens wees nodig. Jy moet tyd maak vir dit. Jy moet tyd maak vir dit. So rukkerig het ek gesê, gaan sit 'n stiekertjie op, kry vir jou van hierdie plakkertjies. Kies 'n rooi, blou, groene, wat ook. Sit hom sommer daar teen die deurpoes uit as jy uitgaan. Plak hom sommer daar in jou kar, hier in die binnekant van die venster. As jy hom sien, sê jy dankie Jesus. Dankie Jesus. Oral waar jy beweeg en jy sien hy plakkertjie. Niemand anders gaan weet wat dit beteken nie, jy gaan weet. En dan sit amper soos hierdie spesiale ietsie wat jy het. Want dit is in jou en die Here is. Daai spesiale iets wat jy het. Daai geheime kode wat jou hart sterk maak en jou krag gee. Dis belangrike goed. Daar is egter nie, dit is nie 'n goedkoop kunsresep nie. Soos wat ek sê, jou perspektief oor hom moet ook reg wees. Maar hou aan om deur te druk. Al is dit gratis. Dat die geskenk is verniet. Hy het betaal. Ek ontvang hom. Ek sê dankie. Hierdie tipe lewe waarvan ek nou praat, vat soms 'n leeftyd om te bemeester. Maar ek sal vir jou sê, elke stukkie daarvan is die moeite werd. Dit is een van die bevredigendste ervarings wat jy in jou lewe kan hê. En as jy dit begin beleef, sal dit nie ongesiens verbygaan. Mense wat jou sien en mense met wie jy te doen kom, sal iets van hierdie dankbaarheid vir die Here sal begin afsmeer aan hulle. Iets van daai dankbaarheid waar jy ook al kom, sal 'n verskil maak in die atmosfeer waar jy is. Onthou mooi, Christene is nie termometers nie. Dit is altyd 'n baie mooi vergelyking. Termometer reageer op sy omstandighede. As dit warmer word, gaan die kook op. Kouer word, sak dit. Dit weet ons, veral ons ouens wat in huis bly, julle weet ons nou. As daai windjie begin trek. 'n Termostaat is iets wat die temperatuur op dieselfde vlak probeer hou. Soos hy gestel is op 23, dan sal sy omgewing, as die element aankom, sy omgewing, of die heater aankom, of wat ook, sal aanpas tot dit 23 is. Dis eintlik hoe ons is. Ons is soos 'n termostaat, nie 'n termometer. Te veel mense reageer net op hoe hulle voel en dit wat om hulle gebeur. Ek en jy is anders. 'n Kind van die Here is anders. Jy bepaal die omstandighede. Moet dit nooit vergeet nie. En wat is die krag wat jy het wat agter dit sit? Dankie Jesus. Dankie. Het jy daarvoor betaal? Nee, so jy kan nie sê, ek is nou hierdie wonderlike dankbare ou nie. In elk geval, as jy dan was dit nie dank nie, dan is dit oog. Maar dit sal nie so wees, want om by hierdie pad te kom, moet jy die pad stap, waar jy besef eers wie hy is, en dan kom jy agter hoe groot hy is, en hoe klein jy is, en dit maak die grootste verskil. Ek vra vir jou vanoggend, voordat ek begin afsluit, hoe gaan dit lyk in jou lewe? Ja, maar pastoor, jy weet nou nie, my omstandighede, broer, jy het nie idee wat gaan in my lewe nie. Jy is reg, ek het nie idee nie. Maar ek het al male sonder tal mense gesien, wat hulle lewens begin inrig volgens hierdie beginsels.
en wat in die slegste omstandighede glimlag daai ou selfs. Ken jy sulke mense? Ken jy mense wat regtig dankbaar, nederig en eerlik voor die Here leef? Dis mense wat anders dink en doen hoor. En ek en jy is soos daai mense. Vra vir jouself, hoe gaan dit in my lewe lyk? Die woordjie dank, gaan ek nou soos ek maar baie keer my gewoonte is, vir jou opbreek in 'n akroniem. Dit gaan jou ook op die groep kry. Maar ek dink die idee van dank kan vir niks anders staan. As om in die eerste plek te begin dink aan dank. Begin te dink aan dankie sê. Begin daar. Begin te dink aan dankie sê. As jy Romeine lees, Romeine hoofstuk 1 tot en met 11, verduidelik eintlik Paulus se teologie en wat glo. En dan kom hy hier in die begin van die 12de hoofstuk, Romeine 12. En dan sê hy iets verbuisterend. Hoor wat sê hy in Hebreërs? Ekskuus nie, Romeine. Hoor wat sê hy in Romeine 12 in die begin. Hy begin so, dan sê hy, nou wil ek julle baie ernstig vra, broers en susters. As julle dink aan alles wat God in sy groot barmhartigheid vir julle gedoen het, gee julle dan self aan hom as lewende en heilige offers. Met ander woorde, wat sê hy eintlik? As ons kyk na alles wat hy gedoen het en vir ons bewerk het, met ander woorde Romeine 1 tot en met 11, as ons al hierdie feite op die tafel sit, vra ek jou, vanoggend sê ek by, smeek ek jou, stel jouself as 'n lewende heilige offer. So met ander woorde, wat is 'n lewende heilige offer? Iemand wat oorgegee is aan hom. En dan sê hy daarso, hy sê, en ek weet hierdie gedeelte ken julle baie goed. Hy sê, dit is die soort offer waarvan hy hou. Nou, ons weet reeds wat die Nuwe Testament vir ons leer oor offers aan God bring. Selfs as jy gaan lees Hebreërs 13 vers 5, en sê die offers waarvan God hou is dankoffers. Ons weet dit reeds, né? Dis die soort offers, omdat jy besef wie hy is en wat hy vir jou gedoen het, dan sê hy, dit is die soort offers waarvan hy hou, en wat julle in diens aan God werklik sinvol maak. Jy sien dit, maar jou diens aan God word sinvol hierdie. Dan sê hy, moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar laat God julle omvorm deurdat hy julle denkpatrone vernuwe. Een van die Griekse vertalers wat ek ken, of iemand wat nogal baie sterk rondom Griekse vertaling is, het eendag vir my gesê, hierdie vers 2 van Romeine 12 is een van die beste vertalings uit die Griekse van hierdie vers, en ek stem saam met hom. Hy sê, dan sal julle goed kan onderskei wat hy wil hê julle moet doen, naamlik dit wat werklik goed is. Wie sal nie wil weet wat werklik goed is nie? Ons almal wil dit weet, of wat aanvaarbaar is en wat volmaak is, ons wil dit almal weet. Maar dit kom uit 'n lewe waar jou denke vernuwe, en raai met ander woorde wat moet gebeur, begin dink aan dank, kan jou denke vernuwe. Die A van dank staan vir afhanklikheid. Wees afhanklik in die grootste, wonderbaarlikste gedeelte wat Jesus met mense gedeel het in Matteus 5 vers 3 staan. Gelukkig is die mense wat weet hoe nodig hulle God het, want die koninkryk van die hemele is hulle deel. Luister mooi, die koninkryk van die hemele is hulle deel. In die grondteks sê hy spesifiek, ek gaan dit vir jou lees, die wat arm van gees is, en dan sê hy, die uitdrukking koninkryk van die hemele is saaklik identies
met die koninkryk van God, uit vrees vir God se naam, uitlik gebruik sal word, het die Jode dikwels omskrywings vir God gebruik soos hemel. So jy gaan dit in verskillende kontekste of verskillende vertalings op ander maniere kry. Die kort en lank is, die wat arm van gees is, wat besef hoe afhanklik hulle van die Here is, sal God se koninkryk beerwe. Dis die A van dank. Die N van dank staan vir nood. Nood, moeilikheid. Dis juis in hierdie tye wat jy moet dankliedere en lofliedere sing. Ons sien dit vir Paulus en Silas. Ek dink is Handelinge 16. Vasgeketting in die tronk, begin hulle die Here loof en prys. Nou lof en dank gaan saam. Lof is eintlik dank, dank is lof. Wat gebeur? Tronkdeure gaan oop. Partykeer met jouself wat jy moet doen. En dan sal jy die kabel leef. Eenvoudig. Daai innerlike koneksie met hom. Ek het dit gesien werk in my lewe. Maak nie saak hoe my dag begin nie. As ek begin dankie sê, net nou, voel ek sommer fisies beter. So wat sê ons vir mekaar? Karm en Klaas by die agterdeur uit. Dank stap by die voordeur en ons hou hom dan. Sê dankie. Dankie. Ons gaan nagmaal vanoggend bedien. Die liggaam van Christus wat vir ons gebreek word. Dis deel van die dank om vir hom dankie te sê vir wat hy vir ons kom doen het. So sê dankie Here Jesus vir u liggaam wat vir ons gebreek is. Dankie vir u bloed wat vir ons gevloei het. Jy sien wat wonderlik is daarvan. Ek en jy is deel van sy liggaam. As mens net dink daaraan dat die kerk vergelyk word. Hoor mooi, die kerk is die bruid en die bruidegom is Jesus. Dis sy liggaam. Ek weet, dink net mooi daaraan. As die skrif praat van bruid en bruidegom, praat hy van 'n man en 'n vrou, nie twee vrouens nie, ook nie twee mans, ook nie twee ditte. Selfs as jy net selfs al mis jy al die ander skrifgedeeltes en jy dink net aan bruid en bruidegom. Hoe die skrif daarvan praat in die konteks van die Bybel, is dit 'n man en 'n vrou. That's it. As daar 'n brief sou geskryf word soos wat Johannes geskryf het aan die gemeentes in Openbaring, dan begin hy altyd en sê aan die gemeente van so en so. Kom ons sê, aan die gemeente van Ryds, Nuwe Lewe gemeente. Dan gee hy die boodskap. Die een wat aan die hoof staan van die hele heelal, dan verwys hy na hom. Skryf hierdie brief. Dan gaan die brief verder en sê hy, ek weet dat julle my aangeneem het. En ek weet dat julle vir my uitgekies is. Maar as een ding wat ek teen julle hou, dat julle my liggaam geminag het. Nie die byeenkoms van die gelowiges so getrou na te kom, soos wat baie die gewoonte het. Dan sê hy, elke een wat sal hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Sê, as jy nie bekeer nie, sal ek jou beloning van jou wegvat. Dink net as daar so 'n brief in Openbaring gestaan het. Ek praat nie net as ek AGS Ryds insit, kan jy maar die kerk oor die algemeen vandag insit. Ons kan nie die liggaam minag nie. Moet nooit sy liggaam minag nie.
En hoe kan jy seker maak, jy minag nie sy liggaam? Jy sê dankie Here. Dankie Here. As jy vanoggend hier is, en jy sê Here, ek wil my hele uitkyk oor dank en lof en aanbidding wil ek voor U neersit. Here, U weet, as ek regtig gemeet moet word, my geloof gemeet moet word in die mate wat ek U loofprys en dank, dan kom ek agter, my geloof is nie waar dit moet wees nie. Here, terwyl ek aan hierdie tafel gaan sit, wil ek eers met U regmaak. Ek wil U die algehele posisie gee in my hart en my gedagtes. Here, ek wil vandag begin dink aan dank aan dit wat U vir my gedoen het. Ek kom in afhanklikheid absoluut na U toe. Here, ek is in nood, want ek weet, ek skiet tekort. Dankie, Here, dat ek weer die koneksie kan beleef. Jy dalk nog nooit hierdie koneksie beleef nie. Jy weet dalk nie hoe dit voel. Maar ek wil vir jou sê, as jy vanoggend dit het, saam met my. En jy gebruik die tafel. En jy sê, Here, dankie vir dit wat U vir my gedoen het. Kan daar iets in jou innerlike mens wees vanoggend draai. Daai koneksie, as jy dit eers beleef, wil jy niks anders hê. Dis my gebed vir jou. Kom ons bid saam. Here, ons wil U vanoggend